Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning Sporttyd. Bokkieweek word nou al vir 35 jaar lank deur Afrikaner Volkseie Sport of AVS bedryf. Die toernooi fokus op rugby, netbal, hokkie en ander sportsoorte en is bedoel om geleenthede vir Afrikaner jeug te skep. Reino Hendriks is onlangs as die hoofafrigter van die Gazelle die onder 19 rugbyspan gekies. Hy kuier vandag by ons om meer oor Bokkieweek te vertel en ook wat dit vir hom beteken om as hoofafrigter gekies te word. Reino, baie welkom ons, baie lekker om jou saam met ons te hê. Baie geluk, ek neem aan dis 'n groot oomblik, nie waar nie? Baie dankie Arnold. Ja nee, dit is 'n groot prestasie aan my eie loopbaan. So ja nee, ek is baie geëerd om gekies te word. Die afgelope paar weke het ons so 'n paar hooftrekke gesien oor Bokkieweek en dis verbasend baie van die mense op voetbalvlak was eintlik nie eers bewus van Bokkieweek nie, maar na 35 jaar is hy al so lank gesetel. Hoe voel julle oor die reaksie wat julle in die afgelope paar weke gekry het? Kyk, ons het uitgewerk as meer as 3500 kinders wat deelneem op een plek. Dis 0.04% van die volk in Suid-Afrika. So nie baie mense weet nie, maar wat lekker is as jy daar kom en jy sien dat daar so baie kinders is wat geleenthede soek, dan maak dit vir jou dit sê, luister, dis die moeite werd. En dit beteken seker ook aan die ander kant van daardie muntstuk, daar is nie genoeg geleenthede waar hulle deelneem nie. Kyk, die probleem is ongelukkig vandag is daar net soveel geleenthede vir kinders in skool om provinsiaal te speel. Ja. En hierdie saam met die ander instansies wat ook geleenthede skep, is hierdie maar net 'n deel om te sê, luister, ons sien jou raak. Kom neem deel. Dis bietjie net lekkerder om vir 'n kind om bietjie op 'n hoër vlak, 'n skoolvlak, rugby en netbal en hokkie en cricket en daai goeie deel te neem. So, jy sê vir my so 'n belangrike ding, dis die erkenning. Ons sien jou, ons erken jou talent, nie waar nie? Ja, nee, 100% reg. Ja, die kinders wil graag 'n geleentheid hê. Dit gaan daaroor. Hulle soek geleenthede. Ja. Hoekom is Bokkieweek so belangrik? Dit is die kind wat dink hy's as mense sien hoe baie hard kinders werk op skool en as hulle agterkom dat Bokkieweek daar is vir die kind om 'n geleentheid te gee vir hom, dan sal hulle eerder so toe gaan in daai instansie om te sê, luister, my kind word raak gesien daar vir wie hy is en hy kan homself ook uitleef daar. Ek meen as jy die Bokkieweek bywoon met die mense rondom jou, dis baie fantasties vir 'n kind om daar betrokke te raak en ja, hulle geniet dit. Elke liewe oomblik, dis 5 dae vol sport en daar's gees en dis regtig lekker. Ja. Ek dink een van die prinsipe wat mens altyd na wil kyk as jy na sport kyk, is jy wil kyk na Marite, wie's die beste in die beste posisie. En dis natuurlik nog 'n ding wat hier erken word. Yes, 100% reg. Ja, kyk, kinders kom daar aan en dit word nie vir 'n skool georiënteerd gekies nie. So jy kom in jou streek en jy het proewe. Ons het 2-3 keer het ons proewe gehad om ons finale spanne te kies met al die sporte en dan kom jy daar aan en dan is dit 'n kompetisie. Ek meen dit is die beste van die beste wat teen mekaar speel en wat mense ook nie verstaan nie, dis 4 dae se rugby direk na mekaar. Elke dag is daar 'n wedstryd. Dis die seuns se lywe is die seuns se lywe serie na dag 3. So ja, die manne het so 'n bietjie al geysbad oor die afgelope tyd so. Hulle weet hoe voel 'n ysbad. Vertel vir my van die talent wat jy sien. Ek sou aanneem dit loop by ons ore uit, nie waar nie? Ja, die seuns, ek weet as ek nou 'n bietjie van my eie span mag praat wat ek afgerig het, daar seuns wat in 'n nasionale span gekies was en toe hulle hoe kan ek sê uitgelaat deur maar obviously hulle nog steeds proewe span en toe is hulle by die laaste ronde uitgelaat. So hulle sou deel gewees het van die Kruiwenweek span en toe is hulle uitgelaat en toe gelukkig by ons. So sê ons okay, maar ons het 'n plek. Kom speel by ons. Daar's nie 'n probleem nie en dit is vir my lekker om te sien dat die seuns wat daar speel is ook 'n seun wat van 'n groot hoërskool afkom. Daar is ook kleiner hoërskole, maar daai kleiner seuns van die kleiner hoërskole meet homself teen daai seun, want hy weet okay, ek moet my man staan hierso want anders dan gaan ek swak lyk, ja. Geef my die ouderdomsgroepe van hoe jonk af? Onder 13 en tot by onder 19. Ja. En is daar so onder 13 en dan volgende groep 14 oor al die pad op. Goed, 16 en 19. Ja, as hy. Hoe dit oorspronklik ontstaan? Dis nogal 'n interessante vraag. Ek weet jy was hier daar nie? Ja, nee, wat sê ons? Hulle wou net graag hulle eie vir die kinders 'n geleentheid skep daai tyd. Hulle noem dit 'n kulturele ding want hulle voel die geleenthede vir kinders word al hoe minder en minder omdat daar net ongelukkig in 'n rugbyspan word daar net 23 gekies. Ja. So jy kan nie sê okay, daar's net 23 spelers in Suid-Afrika wat goed genoeg is vir daai nie. So ander instansies probeer nou ook geleenthede skep sodat 'n kind ook daar kan bietjie streekspan speel. So hulle het dit geskep om geleenthede vir die kinders te gee en te sê luister, kom ons doen ons eie ding vir ons eie tipe kind, vir die Afrikaner kind. En dit is waar dit gekom van 35 jaar later nou, laat dit nog steeds so sterk staan.
Ek wil baie graag by jou hoor, het jy keerders wat jou help kies het, of is jy die enigste keerder? Hoe werk daai? Wat hulle doen is, met elke wedstryd is daar keerders wat aan tafel sit en hulle hou die game dop en obviously dan merk hulle nou af hierdie oudjies is wat vir hulle uitstaan en so aan, en dan na die tyd dan bespreek hulle dit nou en sê hulle vir ook, hulle sê hierdie seuns het uitgestaan, ons hou hulle dop en so aan en dan. En is jy aan die einde betrokke by daai as 'n afrigter? Ja, ek is op die laaste dag, omdat ek nou finaal gespeel het ons nou die laaste dag het hulle gesê, luister, dis die afrigters en dit is die groep wat hulle gekies het, dan bespreek ons nou die res van dit verder vorentoe. So jy het nie die seuns vir baie lank gehad om hulle te kon afrig nie? Nee, wat die bokkieweek by my val driehoekspan wat ek afgerig het ons van my maand af het ons proewe gehad en ons het geoefen so elke een keer 'n week, want hulle het nog skoolrappie ook, so jy kan ook nie te veel interfereer nie. Ja. So die groep seuns het ons gekies en ons het so elke week het ons geoefen, selfs met al die ander streke het ons gehad en dan op die einde dag is dit die ou wat die minste foute maak wat nou obviously die beste kan doen op die toernooi. Maar ja, maar hierdie streekspan wat nou gekies is met die bokkieweek, het ons ook nie veel tyd hê want die naweek speel ons al reeds ons eerste wedstryd. So Ek wil 'n afrigter moet vir my verduidelik hoe moeilik is dit om so 'n span te kry soos tussen Barbarian situasie nie waar nie. Jy kry hulle vir 'n week of 2 en dan sit speeltyd. Ja, kyk, dis moeilik in die sin van jy kan nie te veel goeie wys nie. So jy kyk na jou sterkpunte, jy kyk na die basiese goed wat jy reg kan doen sodat hulle daar in daai scenario kan kom en hulle kan hulle self uitleef. So ons het 'n set piece, as ek dit in Engels mag skryf, 'n set piece wat ons kan opsit en sê as ek luister, doen dit en dan daarna is dit open play. Speel wat jy sien. Dan speel jy wat jy sien, jy speel wat voor jou is en alles en dan kom die talent eintlik daardeur. So ja. Is dit 'n filosofie wat jy op jou normale span ook toepas? Maar eie ook, ja. So ek glo daarin is die kind moet homself uitleef, maar hy moet homself nie in 'n situasie sit waar hy die dinge vir homself ongemaklik maak nie, want hy benadeel aan die span. Natuurlijk. Maar hy moet nog steeds so speel dat hy nog steeds kan die regte besluite maak vir die span. Ek sou baie graag jou indrukke wil hoor. Met die Springbokke wat Saterdag gespeel het, was daar 1 of 2 manne wat onder druk is. Nou draf jy op die veld, nou weet jy moet jou eie indruk maak, maar jy kan nie uit spanverband uit te veel individualisties speel nie. Ja. Hoe hanteer 'n afrigter dit? Nee, is maar ek en my afrigter self ook, ons het half die good cop bad cop gespeel. So my mede afrigter ou Corney, fantastiese afrigter wat saam afgerig het. Hy was nou die ou wat hard en direk met hulle gepraat het en dan ek was nou die een wat half so die motivering Ja. het hulle gesê, okay, luister, kom ons dink so daaraan, dink bietjie verder hoe jy speel. So as jy wat ons probeer regkry is dat die kind homself kan uitleef op die sport en dan dat hy nog steeds bevoordeel wees vir die span. Ongelukkige bal is ook nie rond nie. So ja, as jy iets probeer en die bal op die vir jou kant toe, dan weet jy, okay, ek het getraai, maar jy gaan ook nooit weet as jy nie probeer nie. Dis die ding. Laastens, hoe raak mense betrokke by Bokkieweek? Ja, daar's verskillende instansies, streke wat jy kan betrokke raak en daar's op die Facebook webblad is daar al die kontakbesonderhede, alles is daar op. So hulle kan met enigiemand van hulle praat en dan hang af wat 'n streekie in bly. En dan kan jy daardeur hulle met die streke gesels en dan betrokke raak om proewe te speel as jy nou 'n kind is of as jy graag meer van die bestuur se kant nou betrokke wil raak, kan jy met hulle praat en as daar opening is, dan sal hulle sê, okay, dit is nog steeds professioneel. Stuur jou CV, ons het 'n onderhoud, kyk of jy gepas is vir die plek of vir die afrigter en dan word jy deel. Uitstekend. Reino, baie dankie vir jou tyd en wel gedaan. Baie trots op julle. Dankie. Dis dan Bokkieweek en Reino Hendriks, die hoofafrigter van die Geselle, die onder 19 rugby spannetjie van Bokkieweek wat daar gekies is. Bly ingeskakel hier op Goeiemôre, Good Morning, want ons is net hierna weer terug. Bly waar jy is.